Romeine 15 staan daar. Maar God, die bron van hoop, julle deur geloof met alle vreugde en vrede vul, sodat julle ook sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Mag ons hoop ook sterker word deur die krag van die Heilige Gees. Word ook dan gegroet deur die genade van die Here. Mag God ons Vader en die liefde van die Here Jesus Christus en die Heilige Gees se seën en se teenwoordigheid by julle wees. En mag julle ook in hierdie kerkdiens in besonder die nabyheid van God ervaar. Amen. Eer aan God in die hoogste.
wees, omdat hy ons gered het. Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige feesmaal gereed maak vir al die volke. 'n Feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurende wyn. Op hierdie berg sal hy die doek verwyder, die doek wat oor alle volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. Hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig en die trane van almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal hy smaak verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê. Wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk, daar, dit is ons God. Ons het op hom vertrou. Hy het ons gered. Dit is die Here. Laat ons bly wees en juig, omdat hy ons gered het. Lukas 1 vers 27 tot 38. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die nageslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: Ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou. Sy was verbuisterd deur die woorde en het gewonder
wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, die Here God van Jakob. Sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Want sy koningskap sal daar geen einde wees nie. maar Maria sê vir die engel, Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. Sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Ek is so beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. toe het die engel van haar af weggegaan.
Maria weet weer gele. Deur die tuintjie het sy stil gegaan, haar hande neder voor haar bors gevou, toe hy, verblindend soos die son daar staan, 3 wit lelies het hy in sy hand gehou. Halfskaam, verleer, het sy opgekyk, en is opeens met grote vrees bevang. Sy oë het van haar nie afgewyk, sy vleuels het oor die hele tyd gaan. Geseën is jy onder die vroue, sy woorde, of was dit winde? Verhuislik na oor, toe hy teen die son in goue vlug verwaai. Sy het haar neergebuig, en half gesmoorde klein stukkies in haar hart gehoor, van verlossing reeds die vreugde en die pyn. Engel aan Josef, Mattheus 1 vers 18 tot 25. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef gedoopt was, het het gebleik dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in openbaar tot skande wil maak nie, het die verloving stilweg verbreek. En ek het 'n besluit om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sal word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef in die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem.
Die engel sê toe aan die herders, ons lees dit in Lukas 2 vers 10, toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus, die Here. Dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en in 'n krib lê. Een seun is vir ons gebore, lees uit Jesaja hoofstuk 7. 'N jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Van
2 vers 1-7. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle in te laat skryf, elkeen as sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Die woord wat hier is, ons lees 1 Johannes 1 vers 1. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons, sodat ons
blydskap volkome kan wees.
Ons gaan na hierdie pragtige Kersdiens en hierdie Kerstyd huis toe met die seën van die Here. Mag God vreugde in julle harte bring, julle lewe met liefde en vrede vul en met julle wees solank as wat julle lewe. Die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees, seën vir julle in hierdie Kerstyd. Amen.